Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie Sondag, die 7de dag van Desember 2025. Ek is natuurlik Jacques Pieters, en dan natuurlik is hierdie ons broodwoord vir vandag. Ons Sondag inspirasie, ons Sondag kragwoord, ons Sondag voedsel. U kan my kontak by 0720202615. Jy weet, voordat ek begin met die woord vandag, wil ek eintlik graag net hierdie getuienis deel. So 'n paar dae gelede was daar baie groot storm waar ek woon, en toe ek sien hierdie storm kom op, bid ek. Ek bid uit my hart uit, ek roep die Here aan, en ek blaas my shofar 7 keer. En ek wil vandag bevestig, dat die woord sê, die regverdige, in Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Luister weer na daai tweede deel. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En ek wil aanspraak maak op dit. Want jy sien, wanneer ons 'n onregverdige lewe het, dan kom God nie sommer vir ons so deur nie. Ons moet onsself bewys aan God. Ons moet vir hom wys, ons het hom lief. Ons moet bewys, ons wil in sy ordeninge lewe. Ons moet bewys ook, dat ons volgens sy beeld elke tree gee van ons lewe. Mense gaan jou sleg maak, hulle gaan jou veroordeel, hulle gaan jou vervloek, hulle gaan jou natuurlik aankla oor dinge wat jy nie gedoen het nie, sleg sê, al hierdie dinge sal kom oor jou. Maar jy moet net stil wees, want jy weet, die woord sê, alreeds in Eksodus 14 vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Psalm 62 vers 6 sê, wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Psalm 40 vers 5 sê, welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Psalm 71 vers 5 sê, want U is my verwagting, Here, Here, my vertroue van my jeug af. Psalm 112 vers 7 sê, hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Spreuke 22 vers 19, dat jou vertroue op die Here mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou toe die storm opkom, net nadat ek begin bid het, toe gaan die krag af. Want dit was weerlig, dit was donderweer, en dit was 'n reënbui wat ek min gesien het in my lewe. Maar ek het rustig gaan sit op die bank, en ek het my vertroue net in die Here geplaas. Ek het my oë toegemaak en ek was rustig. Daar was geen vrees in my nie, daar was geen twyfel in my nie. Ek weet net, die Here is in beheer. En ek het 'n rustige oomblik gehad. Dalk het ek in die slaap geraak, ek weet nie, in hierdie storm. En na so rukkie, toe ek my oë oopmaak, ek weet nie hoe lank het verby gegaan nie. Maar die water het hier afgekom in strome. Die man oorkant my, die water het deur sy erf geloop in strome, die man langs hom. Die water is deur sy huis, onder die kuit, maar bo die enkel, en die ou langs my, die water het deur hom gestroom, deur sy huis gestroom, hy het groot skade, selfs sy kar, die grond onder sy voertuig, het weggespoel, dat sy kar op sy maag gelê het. Die water het binne in sy kar ingegaan. So kan ek getuig vandag, dat wanneer ons vertroue in die Here plaas, met ons hele hart, sal ons rustig wees. Ons sal rus vind in ons gedagtes, in ons harte. Want ons weet dat God is in beheer van sy kinders, die wat regverdig is in die oë van hom. Nie van onsself nie, in sy oë.
Ja, mense sal jou beskuldig, mense sal jou vervloek, mense sal jou sleg maak. Dit maak nie saak nie. Jy wees stil en weet dat God is in beheer. Hy is in beheer. Laat die mense se woorde val waar dit wil. En die wat dit glo, laat hulle dit glo. Moenie vir jouself stry nie. Laat die Here vir jou stry. Vertrou op hom. Want ek sê vandag vir jou, wanneer jou vertroue in die God van hemel en aarde is, die God wat hemel en aarde geskape het, kan niks teen jou gaan nie. En al gaan hulle teen jou, al moet jy vlug, al moet jy wat doen, daar kom 'n dag wat dit hulle gaan tref. Want niemand raak aan die kinders van God nie. 1 Kronieke 16 vers 22 sê, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. En so sê Psalm 105 vers 15 ook, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Daarom moet jy rustig wees. Rustig, vertrou God in al jou weë. Vandag wil ek met u deel die groot raaisel, Psalm 73. Ek is verskriklik lief vir psalms. En telke male deur my gemoed, dan blaai ek terug na psalms toe en ek blaai deur dit tot ek 'n psalm kry wat met my hart praat op daardie dag. En vandag is daardie dag wat Psalm 73 met my praat. En ek wil dit graag met u deel. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Hoeveel male voel ek en jy ook so, wat ons voel dat, kyk daai mense wat doen hulle, kyk hoe lewe hulle, maar dit lyk vir ons of dit goed gaan met hulle. Maar ek gee vir jou 'n waarborg vandag, in hulle harte is hulle siek. Hulle het nie dit wat ek en jy het in die Here nie. Hulle kan rykdom hê, hulle kan al hulle begeertes laat waarkom in hulle lewe, maar die een ding wat hulle kort kom, is die liefde. Die liefde wat net God vir ons kan gee. Die liefde wat net God vir ons inplant, sodat ons dit kan uitleef en vir ander ook kan lief hê, soos wat God ons lief het. Want daarom het hy sy seun gestuur om te sterf vir my en jou sondes. Want daar is geen kwellings by hulle nie. Gesond en vet is hulle liggaam. In die moeite van sterwelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad. Die geweld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oë pyl uit van die vet, die inbeeldinge van die hart loop oor. Hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond teen die hemel en hul tong wandel op die aarde. Jy sien, hierdie mense spreek nie net teen die hemel nie. Hulle spreek ook baie keer teen die werkers hier op aarde van die hemel. Daai diensknegte wat die Here geroep en gekies het in hierdie dae. Mense moet versigtig wees wat hulle spreek oor die diensknegte van God hier op aarde. Hoor wat ek sê vandag. Geen leed sal oor jou kom as jy diensbaar is vir God nie. Geen leed sal jou plat trek nie, want God het jou geroep. God het jou opgetel en hy sal jou keer op keer optel. En die wat teen jou is, as hulle val, sal hulle nie kan opstaan nie. Hoor mooi wat ek sê. Daarom draai hulle mense al hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp. En hulle sê, hoe sou God dit weet en sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom. Jy sien, wat die hart van vol is, sal by die mond uitborrel. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Sien, Asaf praat hierso van
hoe sy hart voel. Hy is teleurgesteld, hy is seer gemaak, want kyk hoe goed gaan dit met hulle, en hy is dalk in 'n oomblik waar hy sukkel. En ek en jy in tye wanneer ons sukkel, en dan vra ons ook hierdie vraag, hoekom gaan dit goed met hierdie mense wat slegte dinge doen? Hierdie mense wat slegte dinge spreek oor goeie mense. En dit voel vir ons ook of ons te vergeefs onsself rein hou en ons hande in ons skuld was. Terwyl daar veroordeling is oor ons lewe en ons keuses in die lewe. Terwyl min mense verstaan dat soms druk God iets in jou pad in wat vir ander verkeerd lyk. Kyk soos Josef en Maria. Hulle was net verloof en hier's Maria swanger. Jy sien, wanneer die mense hulle sou vang, so hulle gestenig het en gesê het, hulle het 'n buite-egtelike verhouding gehad. Maar niemand weet wat God se plan deur alles was nie. Die hele dag, vers 14, tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. Sien, ons word dalk nie geslaan nie, maar die woorde slaan net so hard van mense wat 'n kwaad het teenoor ons, vir geen rede nie. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Jy sien, ons kan nie oortree nie, ons kan nie die dinge doen wat teen die wil van God is nie, want God sal ons tug, en ons sal geoordeel word deur God vir ons werke. Hoe? Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Jy sien, Asaf het nou meer ondersoek gaan instel. Sy hart was seer, hy was ongelukkig gewees om te sien hoe onregverdig die lewe is. Maar toe hy gaan oplet, en hy begin besef, vers 18, waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pyn val. Jy sien, hulle verwagtinge, hulle geloof, hulle is nie by God nie. Hulle vertrou nie God op hulle lewenswandel nie. Hulle vertrou op hulle eie hande, hulle vertrou op hulle eie wese, hulle vertrou op hulle eie werke, in plaas van om op God te vertrou en probeer om hom te behaag, om sy lewenswandel te volg. Ons moet tog God ken in al ons weë, sodat dit goed kan gaan met ons. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Soos ek nou gesê het, jy weet, as 'n onregverdige val, kan hy nie opstaan nie. Hy kan nie die stof afskud nie. Dis moeilik, want sy vertroue was in sy eie hande. Spreuke 24 vers 16 sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Vers 20 van Psalms 73, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag u, as u opwaak, hulle beeld. Toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by u. Nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van u afhou, vergaan. U roei almal uit wat van u af hoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here, het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel. Ons het baie getuienisse om oor te dra, elke dag van ons lewe.
Elke dag, die klein dingetjies. Die feit dat ons oë oopmaak wanneer ons opstaan in die oggend. Die feit dat ons kan hoor. Nie almal het daai voordeel nie. Maar tog is ons 'n mens baie geneig om te kyk na die wat dit lyk of hulle voorspoed het en 'n goeie lewe het. Maar ek kan nie waarborg vandag, wanneer die hart nie reg is nie, beteken al daai goed niks in jou lewe nie. Jou hart moet reg wees. Jy moet doen wat goed is in die oë van die Here. Jy moet luister na sy stem en nie jou eie weë volg nie. En dan sal jy sien hoe hy jou paaie gelyk maak. Hoe die struikel en die ongeluk wel die goddelose tref op 'n dag. En weet dit wanneer die ongeluk hulle tref, dat hulle wel hulle harte sal verander en sal uitroep tot God van hemel en aarde. Want jy sien, baie keer kom hierdie beproewinge oor ons lewe om ons te toets. En wanneer ons 'n omdraai maak in ons lewe tot geregtigheid in die woord van God, dan verander alles in jou lewe. Vertrou op die Here in al jou weë. Roep hom aan. Soek hom in alles wat jy doen. Luister mooi wat sê Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons moet baie oplettend wees van wat die woord sê vir ons vandag. Die woord is 'n duidelike waarskuwing om jou te bemoedig, om jou lewe in herstelling te bring tot eer van God. Die woord bemoedig jou vandag, dat jy jou lewe in orde sal kry, volgens die woord van God. Want die waarskuwing is teen die goddelose. En wee hulle, as hulle nie hulle lewe omdraai nie. Wee hulle, as hulle nie gaan voor God kniel en sê, jammer, Vader, vir my woorde, vir my dade, vir my goddeloosheid, vergewe my. Jy sien, en dan sal die Here hulle hoor, en hy sal hulle begin herstel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, dat die waarskuwing is teen die goddelose. Vader, dat ons dit ter harte sal neem en sal weet dat ons nie in die kring van die spotters wil sit nie, dat ons nie op die weg van die sondaars wil staan nie, en dat ons nie wil deel wees van die goddelose nie, maar dat ons dag en nag sal oordink wat U ons beveel, en dat ons op U pad sal wil wandel wat U vir ons gee. Vader, want ons weet dat Christus Jesus vir ons die lig gegee het, ons vooruit gegaan het al reeds, die dag toe hy sy kruis dra, tot by Golgotha, die dag wat hy aan daai kruis gehang het en sy lewe uitgeblaas het. Vader, weet ons dat hy het opgestaan uit die dood, vir ons elkeen, wat tekortkominge het, maar wie sy hart en gedagtes wel by U gefestig is. Bekragtig ons, Here, met U woord op hierdie dag. Bekragtig ons met insig en wysheid eerste, sodat ons kan leer wat U ons wil gee uit U woord uit. Vader, laat ons 'n inspirasie wees vir ander. Dat ons volgens U beeld sal uitleef, dat ons die sout van die aarde sal wees en 'n ligbaken vir ander, wat 'n begeerte sal kry om ook U te soek, Here. Waar hulle die liefde sal begeer wat in ons is en wat uit ons uitstroom, soos lewende water wat net U aan ons kan gee. Vader, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. En ons is dankbaar vandag, Here, dat ons hierdie woord kan deel en dat ons dit kan hoor, dat ons dit kan inneem,
want ons weet u woord is voedsel vir ons siel. Vader, wees met ons hierdie week wat voor lê. Bekragtig ons net, Here, want ons is baie keer is net swakkelinge. Mense met swakhede, mense met afdwaling en sondaars wat in ons bloed loop. Vader, maar ons weet, deur Christus is ons verlos. Maar Vader, ons vra dat U ons sal bewaar teen die bose. Dat ons in oorwinning sal staan en weet dat wanneer ons die bose weerstaan, dat ons in oorwinning sal wees. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Moenie laat hierdie wêreld jou mislei nie. Moenie laat mense se woorde jou breek nie. Moenie laat mense se woorde jou afkraak en laat opgee nie. Maar staan jy kragtig in jou roeping en stap aan met die krag wat die Here jou gee. Groete.